Goeienaand, my lesing se titel vanaand is Hermes wat die baba Dionysos dra, gode wat mense word. Nou in die oudheid is daar na die godsdiens van die Grieke verwys as antieke Griekse mitologie. En dit is gekenmerk deur die aanbidding van verskeie gode en godinne. En ek het dit goed gedink om vir u hierdie pragtige voorstelling te wys van Olympus met al die belangrike Griekse gode daarop. En heel bo sien ons natuurlik die koning van die gode Zeus en langs hom sy vrou Hera, en dan is daar al die ander gode rondom hulle. Hierdie gode het elk verskillende aspekte van die lewe, natuur en menslike aangeleenthede verteenwoordig. Hulle het 'n komplekse godedom gevorm, elk met hul eie domein en verantwoordelikhede. Die verhale van die avonture, romanses en ingrepe van hierdie gode in die sterflike wêreld het hul invloed op die lewens van baie mense en onsterflikes beklemtoon. Daar was van baie vroeg af 'n ingewikkelde verhouding tussen die godsdiens van die antieke Grieke en hul kuns. Dit was die godsdienstige oortuigings van die antieke Grieke wat hul kuns gevorm het. Hulle het pragtige tempels en heiligdomme opgerig. En daar sien ons voorstellings van die tempel van Zeus by Olympia. En ons weet dat een van die prachtwerke en ook sonder twyfel een van die wonderwerke van die ou wêreld was die groot standbeeld van Zeus binne in hierdie tempel. En hier aan die linkerkant onder het ek vir u 'n voorbeeld daarvan. Dit is gemaak uit marmer en ivoor en was enorm groot, soos ons dit daar kan sien in daai afbeelding. Nou, hierdie beeldhoukundige weergawes het die goddelike eienskappe en kenmerke van hierdie gode en godinne weergegee. Hulle is uitgebeeld in geïdealiseerde vorm as simbole van skoonheid, krag en volmaaktheid. En hier het ons aantal voorbeelde van sulke gode en godinne. Die godin Venus of Afrodite daar aan die linkerkant, hele reeks gode hier in die middel en dan Apollo aan die regterkant. Die strewe na fisiese skoonheid en volmaaktheid was diep gewortel in die Griekse godsdiens, aangesien hulle hierdie eienskappe as goddelik beskou het. Die beelde van gode en godinne het hierdie ideale beliggaam en het die harmonieuse balans, verhoudings en grasie vertoon wat met die ryk van die gode geassosieer is. Die beeldhouers het probeer om die essensie van die goddelike in menslike vorm vas te vang, sodat aanbidders visueel kontak kon maak met die gode wat hulle vereer het. Hierdie beeldhouwerke het nie net
'n godsdienstige doel gedien nie, maar het ook die Grieke se artistieke vaardighede en estetiese waardering tentoongestel. Die Griekse kuns het 'n voorliefde gehad vir die uitbeelding van mitologiese tonele, wat die stories van hul gode, helde en legendariese gebeurtenisse vertel het. Die antieke Griekse tempel van Hera of die Orion by Olympia, en daar is rekonstruksies van hierdie ongelooflike mooi tempel. Dis 'n goeie voorbeeld van 'n antieke Griekse heiligdom wat opgerig is om die gode te vereer. Dit was die oudste tempel by Olympia en een van die tempels waarvoor die Grieke die meeste ontzag gehad het. Sedert die vroegste tye is hierdie tempel gebruik as 'n tuiste vir items wat belangrik was vir die Griekse kultuur, insluitende beelde van gode en dankoffers aan Zeus en Hera. Die tempel is in ongeveer 580 voor Christus gebou, maar is tydens die heerskappy van die Romeinse keiser Diocletianus in die laaste jare van die 3de eeu na Christus vernietig deur 'n aardbewing wat die dak van die tempel van Hera in mekaar laat tuimel het en die beelde onder die puin begrawe het. En dit is wat oorgebly het van die tempel vandag. Sien ons hom as net 'n ruïne. In ongeveer die jaar 174 na Christus het Pausanias, die Griekse reisiger en skrywer, Olympia beskryf en 'n gedetailleerde verslag gegee van die standbeelde wat hy in die Orion gesien het. In sy gids tot Griekeland het hy opgemerk, en ek haal daaruit aan, in latere tye is ander offerbeelde in die Orion toegewy. Onder hierdie was 'n Hermes van marmer wat die baba Dionysus dra, die werk van Praxiteles. Pausanias bevestig dat daar 'n standbeeld van die god Hermes wat die baba Dionysus dra in die tempel van Hera by Olympia was, en hy het vertel dat hy sy inligting uit inskripsies en plaaslike gidse van daardie tyd gekry het. En daar is 'n grondplan van die Orion by Olympia, en ons sien die posisie waar die standbeeld dan deur Pausanias gesien is daar. En hier aan die linkerkant is 'n moderne rekonstruksie van hoe die standbeeld heel waarskynlik in daardie tyd gelyk het. Voordat ek die oorgeblewe marmerstandbeeld van Hermes wat die baba Dionysus dra in die Olympia Argeologiese Museum bespreek, en daar is hy in die Argeologiese Museum in Olympia, en hier 'n nadere aansig van daardie pragtige beeld. Moet ek effens afwyk om die mite van Hermes en Dionysus te verduidelik. Volgens hierdie mite was Hermes, dit is natuurlik die Romeinse Mercurius, die seun van Zeus, die Romeinse Jupiter, by een van die 7 Pleiades genaamd Maia, en Dionysus, die Romeinse Bacchus, was 'n baie jonger seun by die sterflike prinses Semele, die dogter van Cadmus, koning van Thebes. Die Griekse historikus Apollodorus van Athene vertel die storie dat Hera, sy is natuurlik die Romeinse godin Juno, wat woedend was oor een van haar man Zeus se vele verhoudings, die swanger Semele
ooreed het om bewys te kry van haar geliefde Zeus se goddelikheid, deur hom te vra om aan haar in sy ware gestalte te verskyn. Semele het aangedring om Zeus in al sy goddelike glorie te sien, maar is toe deur sy goddelike glans verbrand. En hier is 'n pragtige skildery van Pieter Paul Rubens van 1640 waar hy die dood van Semele uitbeeld, sien dat sy agteroor dood neerslaan wanneer sy na die aangesig van Zeus kyk. En daar aan die regterkant is 'n afbeelding van Hermes met die baba Dionysus wat hy dan by Zeus kry. Zeus het egter die 6 maande oue ongebore Dionysus gered en hom in sy eie dui vasgewerk. Na Dionysus se geboorte uit Zeus se dui, het die koning van die gode die baba aan Hermes, sy halfbroer, oorhandig om Dionysus te beskerm teen Hera se woede. Hermes het die baba naby die berg Nyasa in Anatolië weggesteek, waar hy deur nimfe grootgemaak is. Dit was die oorsprong van die naam Dionysa, die god van Nyasa, met ander woorde ook Bacchus, die god van die wyn. Na die Peloponnesiese oorlog 431 tot 404 voor Christus en teen die agtergrond van Griekeland se uitgang tydens Macedoniese oorheersing en die bedreiging van die Perse, het daar 'n groter belangstelling onder die antieke Grieke ontstaan in individualisme. Daar het 'n geleidelike verandering gekom in die manier waarop die Grieke die gode van Olympus gesien het. In daardie moeilike tye is die gode gesien as bondgenote wat begrip het vir hulle probleme. Die gode het meer menslike eienskappe aangeneem, wat die tyd se veranderende persepsies van goddelikheid weerspieël het. Mense het begin om hulle gode nie meer as veraf heersers te sien nie, maar as goddelike ekwivalente wat vreugde, hartseer en die hele spektrum van menslike gevoelens ervaar het. Hierdie kulturele persepsie het 'n unieke intimiteit tussen sterflikes en onsterflikes bevorder, wat godsdienstige aanbidding 'n meer persoonlike, betrokke ervaring gemaak het. Dit het uiteindelik gelei tot die humanisering van goddelikheid tydens die Hellenistiese tydperk. In hulle kuns is dit weerspieël deur wat as 'n meer menslike kwaliteit beskou kan word. En hier sien ons 'n aantal Hellenistiese kunswerke waar die gode dan uitgebeeld word. Venus Genatrix, wat die Venus van die familie was, wat nou nie meer naak is nie, sy is nou geklee. Ons sien hier in die middel die geveg tussen die gode en die reuse, en hier vind ons dat hierdie gode baie menslik is in hulle stryd. En aan die regterkant 'n beeld van Apollo met 'n lier, en hy kon net sowel enige man gewees het wat hier langs 'n boom staan waarop daar 'n slang is. Die hoofkenmerk het 'n sagte, deernisvolle kwaliteit geword, wat gelei het tot 'n droomagtige sagtheid in die gesigte, meer soepel houdings en drapering wat meer natuurlik weergegee is, sonder oordrewe deursigtigheid. Die insluiting van babas en kinders in die laat klassieke beeldhoukuns is tekenend
van die sosiale verandering van die tyd en die heersende sekularisme en sentimentalisme. Tussen 1828 en 1833, tydens die Griekse onafhanklikheidsoorlog, het die Franse leer die Peloponnesus binnengeval en dit het bekend geword as die Morea-ekspedisie, 'n wetenskaplike kommissie bekend as die wetenskaplike ekspedisie van Morea, onder die toesig van akademici van die Instituut de France, was aan die Franse leer gekoppel. En hier aan die linkerkant is die titelblad of titelplaat van hierdie Expedition Scientifique de Morea. Mei 1829 het 'n span argeoloë van hierdie kommissie onder leiding van Léon Jean Joseph Dubois en Abel Blouet begin met onwettige opgrawings by Olympia. Hulle het die tempel van Zeus vir die eerste keer met sekerheid geïdentifiseer en gedeeltelik opgegrawe en talle ontdekte kunsvoorwerpe is na die Louvre in Parys gestuur. En daar aan die regterkant bo sien ons die opgrawings van hierdie ekspedisie by Olympia in 1829. En onder is 'n ets van hoe Olympia gelyk het toe die ekspedisie daar gekom het. Sien, dit is net 'n leë landskap. In 1874 het die nuwe Griekse regering 'n ooreenkoms met Duitsland gesluit om die terrein van die antieke tempel van Hera by Olympia argeologies te ondersoek. Die opgrawings by Olympia was 'n kolossale poging wat in 1875 in alle erns begin het en aangedryf is deur internasionale samewerking tussen Griekeland en Duitsland. Dit is gelei deur Ernst Curtius. Daar aan die linkerkant is 'n portret van Ernst Curtius. En op 8 Mei 1877 het 'n vasberade argeoloog, Gustav Hirschfeld, die kop, bolyf, bene en linkerskouer van 'n betowerende beeldhouwerk van 'n jong man wat gemaklik leun teen 'n boomstam waaroor 'n mantel hang in die ruïnes van die cella van die tempel van Hera in Olympia gevind. En daar is 'n foto, antieke swart en wit foto van 'n hele span van die ontdekkers van hierdie beeld wat dit sit en staan en bekyk. Die figuur is geïdentifiseer as Hermes wat die baba Dionysus dra. Die beeld was in 'n uitsonderlike goeie toestand danksy 'n dik laag klei wat bo-op dit was, maar ten spyte van die goeie toestand waarin dit was daar heelwat dele wat vermis was. Tydens latere opgrawings het daar 6 bykomende stukke van die beeld uitgekom, maar sommige stukke is vandag nog steeds vermis. Die regter voorarm, 2 vingers van die linkerhand, beide voorarms onderkant die elmboog, die linkervoet en die penis van die Hermes-figuur is verlore, terwyl Dionysus se arms ontbreek en net sy regterhand op Hermes se skouer en die punt van sy regtervoet behoue gebly het. En daar sien ons die vroegste uitbeelding van die Hermes en Dionysus beeld en ons kan sien die ontbrekende dele wat weergegee is. En hier in die middel is die beeld na die eerste restaurasie daarvan, sien dat die onderbene is nie gerestaureer nie, en dan vir latere stadium
is die linkervoet ook gevind, wat ons daar dan sien. Baie van die boomstam en die voetstuk is ook verlore. Die groep is uit 'n blok van beste kwaliteit Pariese marmer gekap. Die gebruik van hierdie tipe marmer, wat bekend is vir die lugdeurlatendheid en bewerkbaarheid daarvan, het 'n beeldhouwerk gelewer wat prakties gloei en warmte uitstraal en goddelikheid meesterlik suggereer. Alhoewel die gesig en bolyf van Hermes, daar het ons dan die bolyf en gesig aan die linkerkant, treffend is weens die hoog gepoleerde gloeiende oppervlak, toon die rug nog raspermerke en buitelmerke, en heelwat van die res van die beeldhouwerk is ook nie klaar afgewerk nie. Ten tye van die ontdekking van die beeldegroep is oorblyfsels van sinnebar, vorm van kwiksulfaat, met 'n rooi kleur op Hermes se hare, lippe en die rieme van die sandaal aan die oorspronklike voet gevind, wat 'n aanduiding is dat dit waarskynlik oorspronklik verguld was. Hermes staan stil om te rus nadat hy sy mantel oor 'n boom gegooi het. En hier het ons verskillende aansigte van die beeld van Hermes, en ons sien duidelik die mantel wat daar oor die boomstomp hang, hier aan die linkerkant en ook in die middel. Sy soepel, naakte liggaam leun na links, na die baba Dionysus toe, en hy kyk teer na die baba. Hermes, wie se voorstelling meer menslik as goddelik is, word gekenmerk deur sagte, soepel lyne. Die baba Dionysus lyk asof hy na niks ruik. Waarskynlik 'n tros druiwe wat Hermes met sy arm bokant sy kop vasgehou het en wat nou verlore is. Hermes staan met sy gewig op sy regterbeen, terwyl die linkerbeen by die knie gebuig is en net met die tone op die grond rus. Dit veroorsaak 'n dramatiese verandering in houding by die heupvlak. Die bolyf buig in die rigting van die boomstomp, terwyl die regterarm hoog opgelig is. Die liggaam beskryf dus 'n omgekeerde S-vorm. Die linkerarm buig skerp by die elmboog en rus op die ondersteunende boom. Die baba Dionysus sit selfversekerd in die waai van Hermes se arm en ruik uit na sy ouer broer. Hier sien ons dan die uitbeelding van daardie baba. Ek dink dit word aan die regterkant beter weergee waar die arm op Hermes se skouer rus. Nie een van die figure maak oogkontak met die kyker nie. Die broers bestaan heeltemal binne hul eie wêreld. Die twee koppe skep 'n diagonale lyn wat op die vlak van Hermes se skouer, heupe en knieë herhaal word. Die kombinasie van 'n volwassene plus 'n kind, relatief klein koppe, deurmekaar hare en sagte sfumato kerwerk is alles kenmerke van 4de eeuse beeldhouwerk. Die beeldegroep is waarskynlik in opdrag gemaak vir die heiligdom van Hera by Olympia, en dit verteenwoordig die episode kort na die geboorte van Dionysus uit Zeus se dui, toe die koning van die gode die baba aan Hermes gegee het om hom te beskerm teen die wraak van Hera. Daar is aanvanklik gedink dat die beeldhouwerk 'n werklike Griekse meesterstuk van die beroemde Atheense beeldhouer Praxiteles was, vanweë die reeds genoemde verwysing na hom deur Pausanias
in 174 na Christus. Daar het ons die beeld nou aan die linkerkant in al sy glorie en ook hoe hy dan van agter af lyk. Vandag is kenners verdeeld oor of dit 'n oorspronklike Griekse werk deur Pausanias is, deur Praxiteles is, en of dit 'n laat Hellenistiese of Romeinse werk van die 1ste eeu na Christus was, in die Praxiteleense styl. Daar is verskeie dinge wat daarop dui dat dit die werk van Praxiteles is. Dit is met ander woorde werklik 'n werk van die 4de eeu voor Christus deur die groot beeldhouer Praxiteles. Bo alles is daar die gehalte van die beeldhouwerk, wat baie beter is as die van die baie bestaande Romeinse kopieë. Dan is daar die fynheid van die modellering met sy sagte oorgange en die roerende staar van die oë. Kyk net die sagtheid in daardie kop hier aan die linkerkant en die staar in die oë daar aan die regterkant. Dit was 'n maatstaf waar volgens later Romeinse kopieë beoordeel is. Laastens stem die beeld stilisties ooreen met 4de eeuse skepings. En die samestelling van 'n beeld van Hermes met die baba Dionysus deur Kephisodotus. Daar is 'n afbeelding daarvan aan die heel linkerkant, 'n tekening van Hermes met die baba Dionysus deur Kephisodotus van 375 voor Christus, wat deur Plinius genoem word, is 'n direkte voorganger van hierdie beeld deur Praxiteles. Dit is hierdie tipiese eienskappe van Praxiteles se beeldhouwerk wat my laat besluit het om hierdie beeldhouwerk kies as 'n uitstaande voorbeeld van klassieke Griekse beeldhouwerk. Kom ons ondersoek die artistieke aspekte van die Hermes en Dionysus beeldegroep en ontrafel die wonders van Praxiteles se kuns. Praxiteles het afgewyk van die robuuste beeldhoutemas van sy voorgangers en het lewensgetroue vorms gebruik wat essensiële sagte siening van die gode meegebring het. Die sensuele, maar tog eerbiedige voorstelling van Hermes weerspieël die belangrike verandering by Praxiteles, waar die godheid meer menslik en toeganklik voorgestel is. Dit weerspieël die era se veranderende persepsies van hul gode. Deur die menslike eienskappe van die gode te beklemtoon, loop Praxiteles die filosofiese verandering wat persoonlikheid, emosionele diepte en die verwewing van estetiese skoonheid van vorm en funksie sou vier vooruit. Daar sien ons die pragt van daardie glans op die figuur self. Die sagter, meer menslike eienskappe van die figure in die groep word weerspieël deur die teer oomblik tussen die broers. Dit was 'n kenmerk van die Praxiteleense styl wat lewe in die marmer geblaas het. 'n ander kenmerk van Praxiteles se styl was die beroemde S-kurwe. En hier aan die linkerkant sien ons dit duidelik in hierdie beeld, waar ek daardie rooi lyn geteken het om daardie S-kurwe aan te dui. Dit was 'n oordrewe kontraposto wat die beeldhoukundige styfheid van vroeë periodes omgeskakel het in 'n simfonie van vloeiende beweging. Hierdie houding
vul die figuur met elegansie en vloeibaarheid, wat dit laat lyk asof Hermes, selfs terwyl hy teen die boom rus, enige oomblik in goddelike aksie kan spring. Hierdie S-kurwe verleen beweeglikheid en lewe aan die figuur en weerspieël 'n verleidelike onderbreking in beweging, terwyl toeskouers steeds bewus bly van die potensiële energie. Die fyn detail van Hermes se spiere, wat nie oordrewe is soos in vroeëre beeldhouwerke nie, maar sagtens gedefinieer is en krag en soepel lenigheid uitstraal, klemtoon die artistieke meesterskap van Praxiteles. Hermes se mantel, dit sien ons daar aan die regterkant, wat ongeërg oor die boomstam gegooi is en sagtens in plooie val, dra by tot hierdie ontspanne realisme en spreek van Praxiteles se vaardigheid in die beeldhou van marmer. Praxiteles se werk het nie net die Griekse gode as meer toeganklik herskep nie, maar het 'n era se estetiese benadering geherdefinieer. Sy benadering tot beeldhou het 'n rimpel-effek in daaropvolgende eeue gehad en beide Hellenistiese en Romeinse kuns beïnvloed. Sy essensiële, dog verfynde, lewensgetroue uitbeeldings van die gode het 'n nuwe standaard vir die uitbeelding van die gode gestel, wat van hulle toeganklike, maar terselfdertyd heerlik geïdealiseerde wesens gemaak het. Praxiteles se Hermes, wat die baba Dionysus dra, is die verpersoonliking van bekoorlike kompleksiteit. En in hierdie aantal weergawe sien ons die kompleksiteit in die vorming van die beeld self. Daar is nie een aansig wat dieselfde lyk nie. Hermes se intieme oomblik met die baba God dui subtiel aan dat daar selfs in onstuimige tye tyd is vir liefderyke versorging en opvoeding, eienskappe wat in hul vinnig veranderende wêreld al hoe belangriker geword het vir die Hellenistiese samelewings. Praxiteles beeld Hermes en Dionysus uit met soveel menslike teerheid, dat Hermes nie meer gesien word as 'n onbereikbare godheid wat goddelike boodskappe aflewer nie, maar hy openbaar dat daar selfs in moeilike tye ruimte is vir teerheid. Wanneer Hermes die speelerige Dionysus in sy arms hou, is dit nie net 'n beeld van beskerming nie. Dit word 'n ewige getuienis van die idee dat, selfs in die ryk van die gode, verhoudings saak maak, empatie standhou en liefde die goddelike transcendeer. Daar is 'n tydlose verbintenis tussen gode en mense in die stil blik van Hermes wat die baba Dionysus vashou. Hierdie magnifieke groep is nie net 'n stuk antieke kuns nie. En daar die beeld soos dit vandag daar uitsien, maar soos wat dit heel waarskynlik oorspronklik gelyk het. Dit is 'n getuienis van die blywende band wat goddelikheid en mensheid transcendeer en so momente van teerheid en sorg vasvang wat deur millennia weer klink. Baie dankie.